Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, speel 'n massiewe rol in kinders se opvoeding. Maar die een is vir die ouers. Oor die volgende paar weke is AON en Afrikaans.com hier om julle te help met die kwessies waarmee ouers gereeld te doen kry. Vandag kuier Graeme de Bruin by my en ons gesels oor tuisonderrig. Baie welkom Graeme. Dankie Leandi, ek meen dit is 'n belangrike onderwerp. Ek dink die eerste grootste uitdaging vir ouers is 'n besluit oor hoe en waar hulle kinders onderrig word. En veral die taal wat jy dan verwys Afrikaans, die hele kwessie van watter taal gaan hulle in onderwys ontvang, van 'n rig ontvang. En ek is bly jy het ons uitgenooi. Ja, baie dankie. Net baie kortliks, wat is tuisonderrig? So tuisonderrig is een van die modelle wat beskikbaar is vir ouers om te besluit. Dis of openbare of onafhanklike skole wat ons beken as privaat skole, waar ouers kan kies om hulle kinders by die huis of tuis te onderrig. En daar's verskillende modelle wat daarmee saamgaan, maar dit beteken die ouers is direk verantwoordelik of direk hulle self of deur ander instansies om hulle kinders se onderrig te verseker. Ek dink daar's onlangse veranderinge aan die wet en dit maak mense baie de mekaar. Kan jy net vir ons vir eens en vir altyd sê, is tuisonderrig wettig? 'n Belangrike vraag, veral in die omstredenheid van wat ons onlangs gehad het met die wetsontwerp wat verandering gebring het in die onderwyslandskap. En die realiteit is, tuisonderrig is nog steeds deel van die wetgewing en die landskap van onderrig. En dit is wettig, absoluut wettig. Dit het sekere voorwaardes vir ouers, maar die uitdaging is dat met die onlangse omstredenheid met die wetgewing het dit bietjie ouers verwar, maar nie veel het verander, veral nie rondom tuisonderrig nie. Ek dink dis belangrik om te weet. Absoluut. Ja. En daar is verskillende forme, ek hoor gereeld daarvan. Ja. Watse modelle word die meeste gebruik? So ek wil amper sê Leandi, deel van wat in Suid-Afrika gebeur is maar ook 'n internasionale verskynsel in die sin dat ouers gebruik verskillende modelle. Een van die modelle is die ouer kan direk self die kind onderrig, 'n bepaalde kurrikulum gebruik, of die ouer kan 'n instansie aanstel wat nie 'n gewone, kom ons moet 'n baksteen instansieskool is nie. Die realiteit is dat dis die opsies wat daar is vir ouers. So byvoorbeeld, ek is self 'n ouer wat 'n kind het met wat tuis onderrig ontvang en ek het 'n stelsel waar ek toegang het tot 'n curriculum en sowel as onderrig ondersteuning. Daar's ander modelle waar mense aanlyn kan gebruik vir die kind om tuis onderrig te word. En baie ouers verryk ook hulle kind se leer deur ander instansies buite die tuis of die huisomgewing. Okay. Nou, die onderwyslandskap verander gereeld. Wat beteken dit vir tuisonderrig? In die feit dat daar is 'n regtig ontvanklikheid vir tuisonderrig. Voorheen het mense bietjie hulle oë gereg oor tuisonderrig, maar dit word nou meer gestabiliseer in terme van die impak wat dit het op 'n individuele kind vir die toekoms. So na skool het die kind nog steeds toegang tot tersiêre inligting. Daar is geloofwaardigheid in dit al hoe meer en is in elk geval duidelik dat daar 'n struktuur is. En die wetgewing met onlangse die wetsontwerp wat ons bekend is aan die Bella Bill, het meer duidelikheid daaroor gegee en dit maak dit so bietjie makliker vir ons. Maar in die toekoms, ek dink dit gaan amper meer 'n baie erkende en gevestigde benadering wees met verskillende modelle, aanlyn, meer rekenaargedrewe, meer gedrewe rondom watter vaardighede, ons praat van robotics, so watter robotika is beskikbaar vir ouers en die instansies is besig om op te vloei en te ontlont en dit maak dit vir ouers meer toeganklik. Hoekom het jy besluit om jou kind tuis te onderrig? Verskillende redes Leandi, een van dit is om te sê dit gee my toeganklikheid vir 'n seun wat regtig sekere, ek wil amper sê talente het en die ontginning daarvan gaan kom ek sê 'n gewone openbare of selfs onafhanklike skool mag dit dalk nie bied nie. En ek is oortuig deur my seun se onderrig te verryk met eksterne faktore. Dis die wêreld wat hulle self gaan inleef. Ek ben as geleenthede dat ons as ouers nie gehad het nie. Ja. Hierdie kind moet nou leer hoe om onafhanklik te kan werk. Daar's nie 'n klok wat lei nie. So daar's vaardighede van rekenaarvaardighede tot digitale en breë vaardighede en sy eie tydsbestuur. Ja. Wat nie in 'n gewone skool noodwendig die geval is nie. Hy leer om verantwoordelik vir sy eie onderrig te neem en dis my regtig verblydend te sien. En dit gee my meer opsies om goed by te sit wat 'n gewone skool nie vir my kan gee nie. Ja. Jou opinie is vir my baie verfrissend. Baie dankie dat jy dit met ons kom deel het. Dankie Leandi. Gaan loer na AON se webtuiste vir nog inligting oor hulle bydrae tot vroeë kinderleierskap en taalontwikkeling en na www.afrikaans.com vir nog inligting oor hierdie en ander onderwerpe. Plus gratis leerhulpmiddels.